Nuus vanaand, die Konstitusionele Hof bekragtig die uitspraak van die Appelhof dat burgers nie hulle burgerskap verloor wanneer hulle burgerskap in 'n ander land aanvaar nie. Die vele dialekte van Afrikaans klink op met Afrikaanse 100-jarige vieringe wat momentum kry. Goeienaand en baie welkom. Suid-Afrikaners wat sedert 1995 hulle burgerskap kwyt is, toe hulle 'n ander land se burgerskap aanvaar het, kry dit weer terug. Die Konstitusionele Hof het 'n 2023 uitspraak van die Appelhof gehandhaaf, wat afdeling 6.1a van die Wet op Suid-Afrikaanse Burgerskap 88 van 1995 ongrondwetlik verklaar het. Die afdeling is gebruik om Suid-Afrikaners wat 'n tweede burgerskap aanvaar, so oorspronklike Suid-Afrikaanse burgerskap weg te neem. Regter Steven Majid sê die bevinding geld terugwerkend tot 6 Oktober 1995 toe die wet in werking getree het. The court makes the following order. 1. The order of constitutional invalidity of the Supreme Court of Appeal is confirmed. Die Demokratiese Alliansie oor See die aansoek gebring na aanleiding van 'n Suid-Afrikaner wat sy SA burgerskap kwyt is, toe hy Britse burgerskap aanvaar het. Die Noord-Gautengse Hooggeregshof het die DA se weergawe verwerp dat die artikel Suid-Afrikaners met dubbele burgerskap ontneem van hulle inherente Suid-Afrikaanse identiteit. Die Appelhof het die uitspraak in 2023 omgekeer, wat nou deur die land se hoogste hof bekragtig is. 2. It is declared that Section 6(1)A of the South African Citizenship Act 88 of 1995 is inconsistent with the Constitution and is invalid from its promulgation on 6 October 1995. 3. It is further declared that those citizens who lost their citizenship by operation of Section 6(1)A of the South African Citizenship Act 88 of 1995 are deemed not to have lost their citizenship. Die DA is ook 'n kostebevel vir 2 advokate toegestaan. 2 miljoen mense wat onsekerheid gehad het oor of hulle nog burgers van Suid-Afrika is of gaan bly indien hulle dalk burgerskap van 'n ander land sou aanvaar. Die regters het vandag in hierdie aangeleentheid bevestig dat burgerskap in terme van artikel 20 van die grondwet is ononderhandelbaar. Die minister en direkteur-generaal van Binnelandse Sake is respondente in die saak, maar was nie beskikbaar vir kommentaar nie. Die DA het in die Noord-Gautengse Hooggeregshof in Pretoria aangevoer dat die wysigingswet op gelyke indiensneming ongrondwetlik is. Die party meen dat die wetgewing diskriminerend en onregverdig is en 'n negatiewe impak op duisende werksgeleenthede sal hê. Die Departement van Arbeid sê die wysigingswet sal regstellende aksie bevorder. Die departement het by monde van sy regsverteenwoordiger, advokaat Fana Nalane, die DA se betoog verwerp dat raskwotas tot nadeel van minderheidsgroepe met die wysigingswet ingestel sal kan word. Die party sê die wetsontwerp is verkeerd geklassifiseer en moes provinsiale insette deur die Nasionale Raad van Provinsies ingesluit het. In 014, the notice of motion, we in para 2 want a declaration, if you're with us, my lady, and you declare the Amendment Act unconstitutional and invalid, whether in its entirety or separate parts of it, then as a consequence of that, we ask in 2 that any enactments promulgated in terms of 15A be declared unconstitutional. Die DA voer aan dat die parlement fouteer het met sy verwerking van die wetsontwerp wat die minister die mag gee om rasseteikens vir indiensneming te stel. Die departement ontken dat werkgewers die reg ontneem sal word om hul eie gelyke indiensnemingsdoelwitte daar te stel. There's no quota either as required or as defined by the constitutional courts, the constitutional court in the various judgments. The measure is flexible because it talks about targets. Die DA sê hy sal hom nie as deel van die regering van nasionale eenheid laat uitsluit nie. Die DA is deel van die regering van nasionale eenheid, maar een van die fasette van die regering is die skeiding van magte. Ons het 'n regsprekende gesag in hierdie regering ook. Dis nie net die uitvoerende en die wetgewende gesag nie. En die regsprekende gesag is daar as deel van hierdie regering. En die Demokratiese Alliansie sal gebruik maak van daardie vernoot in ons regering
om ons te help en as 'n mandjie te dien wat ons kan vang indien daar probleme kom. Uitspraak word voorbehou. In Mokgopong in Limpopo het die polisie en amptenare van die gesondheidsdepartement sowat 40 onopgeëiste lyke by 'n begrafplaas opgegrawe. Die oorledenes is as armlastiges begrawe. Die oorledenes moes 3 per dag per graf begrawe word, maar was egter in slegs 2 grafte sonder kiste begrawe. Opgrawings is gedoen nadat 'n familie 'n geliefde opgeëis het. Gesondheidsowerhede ondersoek die voorval. Die polisie het die SAIK-joernaliste toegang tot die begrafplaas verbied. Die Vrystaatse Hooggeregshof in Bloemfontein het aangehoor dat Amerikaanse owerhede tot in Januarie 2023 voorbehoude gehad het dat die uitleweringsaansoek van Morwadi Cholota nie feitelik gegrond was nie. Cholota is die voormalige persoonlike assistent van die oud-Vrystaatse premier Ys Magashule. Sy staan saam met 16 ander tereg in die 255 miljoen rand asbestos dakverwyderingssaak. Dit is die tweede dag van die binneverhoor waarin Cholota haar uitlewering uit die VSA bevraagteken. Haar regspan beweer dat die Amerikaanse owerhede nie die uitlewering toegestaan het vir korrupsie en geldwasery sake nie en dat die staat die inligting weerhou het. In Sudan is die land se grootste brandstofdepot in die Rooisee hawe stad Port Sudan in 'n hommeltuigaanval getref. Daar word vermoed dat die paramilitêre mag, die RSF, hiervoor verantwoordelik is. Die land se kragvoorsiener sê 'n substasie is ook getref wat bykans die helfte van die stad sonder krag gelaat het. 'n Groot hotel naby die huis van die Sudanese militêre leier, generaal Abdel Fattah al-Burhan, is ook getref. Port Sudan word die regeringsmagte as die de facto hoofstad gebruik, sedert die RSF van Khartoum beheer geneem het. Duisende vlugtelinge soek sedert die burgeroorlog in April 2023 uitgebreek het, skuiling in die hawestad. Humanitêre organisasies in die Gaza-strook het die internasionale gemeenskap gevra om dringend daar in te gryp. Volgens die Rooi Kruis is daar 'n hongersnood weens Israel wat toegang om hulp vir meer as 2 maande lank al weier. Die organisasie sê sopkombuise sal noodgedwonge moet sluit weens die gebrek aan kos. Intussen het die Verenigde Nasies die Israeliese owerheid se plan om die bestaande hulpstelsel in Gaza te sluit verwerp. Die Israeliese premier Benjamin Netanyahu se kabinet het planne goedgekeur vir 'n uitgebreide offensief teen die Palestynse militante groep Hamas. En in die Amerikaanse hoofstad het president Donald Trump en sy Kanadese amptgenoot Mark Carney die eerste keer vergader sedert Trump 'n handelsoorlog begin het. Trump het opmerkings herhaal dat Kanada ingelyf moet word by die VSA. 'n Koelkop Carney het geantwoord dat Kanada nie te koop is of ooit te koop sal wees nie. Trump het teruggekap dat 'n mens nooit moet sê nie, waarop die Kanadese eerste minister glimlaggend weer nooit gesê het. Trump het voor die vergadering op sy sosiale media netwerk geskryf dat die VSA niks van sy buurland nodig het nie. In die vergadering het hy egter gesê dat die lande weer vriende sal word. 'n Afrikaanse skrywer van Appington moedig ander aan om in die taal te skryf. Meer oor die Afrikaanse eeufeesvieringe net hierna. Afrikaans word op 8 Mei amptelik 100 jaar oud. Die taal is wel egter baie ouer en het vir jare voor 1925 gemaklik gerol oor die tong van verskeie inwoners aan die suidpunt van Afrika. Nou, na 'n eeu, sê baie van sy skrywers en sprekers, daar is weer 'n behoefte om vele dialekte wat deur meer as 100 jaar ontstaan en gevorm is, verder te ontwikkel. Afrikaans as huistaal oorheers in provinsies soos die Wes- en Noord-Kaap. In hierdie provinsies het baie dialekte soos Kaaps-Afrikaans en Oranje Rivier Afrikaans oor die jare heen ontwikkel. Edwin Suyster is op die punt om 'n langtermyndroom te verwesenlik. Hy publiseer eersdaags sy debuutroman in sy moedertaal Afrikaans. Dit is 'n verhaal wat gaan oor
ons hedendaagse lewe, bende geweld, hartseer, geweld, vergifnis en al daardie dinge wat in vandag se lewe plaasvind. Suster se liefdesarbeid, wraak van die liefde, sien na 5 jaar van swoeg en sweet die lig. Elke bladsy is deurspek met Afrikaans wat geslagte lank sag en soms hard geval het op die oor van die wat langs die Oranje rivier woon. Sommige Afrikaans is die plat Afrikaans soos wat ons sal die woorde verdraai en sê miskien as jy moet sê kinders as jy tjeners of as jy sê want geel as jy geel. Maar in die tyd wat ek groot geraak het ek Afrikaans geskryf wat uit my mond uitkom. Nie top korrekte Afrikaans nie, maar is Afrikaans wat homself vereenselwig met die leser. Volgens die 2011 sensus is Afrikaans die huistaal van byna 54% van die bevolking in die Noord-Kaap, maar vele meer besig die taal daagliks as gesprektaal met vriende, kollegas en sommer net om 'n brood te koop. Afrikaans is ook die 3de grootste taal in terme van huistaalsprekers, met 6.85 miljoen sprekers landwyd, naas Zulu en Xhosa. Ek voel Afrikaans is 'n baie gemaklike taal en ek het opgegroei saam met Afrikaans. So en ek sien daar's baie buitelandse mense ook wat probeer leer om Afrikaans Afrikaans te kom leer praat en daar's maar net sekere lang woordjies wat die buitelandse mense uitgooi om Afrikaans te praat, maar Afrikaans is 'n goeie taal, is 'n moedertaal vir ons almal. Ek voel reg oor Afrikaans, sien? Net soos hy man praat, ek raak so groot met hom. Want ek kan nie verstaan hoe om met Afrikaans. Maar as ons moedertaal ek het so groot geword. Suster sê hy hoop sy roman sal ander inspireer om ook die pen op te neem, om hulle stories eerstens in Afrikaans te beëwig, maar meer belangrik in die vele dialekte wat die tone laat kriewel, soos mense weer hulle plekke weer oopskoffel tussen die vele broeiplekke van Afrikaans. Ulrich Hendricks, SAK-nuus, Appington, Noord-Kaap. Kenners stel vennootskappe tussen die regering en sakeondernemings voor om onwettige handel in die land te bekamp. Volgens die tweede verslag van die Transnasionale Alliansie om onwettige handel teen te werk, verloor die Suid-Afrikaanse ekonomie jaarliks byna 30 miljard rand weens die onwettige handel in tabak en alkohol. Sommige kenners meen die regulering van township besighede en die uitroeiing van onwettige handel moet 'n nasionale prioriteit wees. I think there used to be a big deregulation problem. People thought informal sector is good and so on. And when we tried to regulate the spaza shops 10, 15 years ago, there was an outcry to say, how can you deregulate small business? You're going to kill small business. And then you had the food safety standards and you now had re-regulation of the spaza shops because it's food safety regulations. Ander meen dat die informele sektor sonder behoorlike ondersteuning kwesbaar bly vir uitbuiting. What you see on the ground, it's sometimes a very scary picture because if you go to the informal side of the economy, the kinds of products you see there that are being traded, it's products that really appear illicit in many ways. Kenners meen dis moeilik om onwettige handel te bekamp, aangesien dit dikwels met ondergrondse vergeldingsmetodes verset word. Die voormalige hoofregter en gewese voorsitter van die Staatskapingskommissie, Raymond Zondo, is ongelukkig oor die gebrek aan vordering met die implementering van die aanbevelings van die Zondo-kommissie verslag. Zondo het die 15de Statebond streekskonferensie vir hoofde van teenkorrupsieagentskappe in Afrika toegespreek. Hy het uitgewys dat dit in Junie reeds 3 jaar is sedert sy finale verslag ingedien is. Is die oorlog teen korrupsie in Suid-Afrika nou meer effektief as voor die Staatskapingskommissie? Dit was die titel van Zondo se toespraak vir die konferensie. Hy het gepraat oor sy teleurstelling met die oorlog teen korrupsie in die parlement. When they were called upon to please establish a public hearing to investigate as parliament allegations of state capture. And when parliament did not do that, they did not put the interests of the country first. Indeed, they put
other interests first. Zondo het ook gevra vir etiese leierskap. Die voormalige hoofregter het ook die vroeë tronkvrylating van oud-president Jacob Zuma bevraagteken. It is the judiciary that made sure that when some irregularities were done to release a former president from prison, it is the judiciary which declared that that release was unlawful. But it was the executive which wanted us to believe that coincidentally, when he came back, there was this plan that certain prisoners should be released, and he just fitted into that plan. Volgens Zondo vind ten minste 70% van korrupsie in die verkrygingsketting plaas. Hy het benadruk dat die verkrygingsstelsel versterk moet word. I'm aware that the Commission's recommendation that sole source should be abolished as an exception to the rule that goods and services should be procured through a competitive, transparent and cost-effective procurement system was rejected by the President. However, I'm not sure that those who advised the President read this section of the Commission's report dealing with this issue properly. Zondo het gevra vir 'n enkele teenkorrupsieagentskap in Suid-Afrika met 'n eie ondersoekeenheid. President Cyril Ramaphosa sal na verwagting die Kongres donderdag toespreek. 'n Herdenkingsdiens is in George in die Wes-Kaap gehou, 'n jaar na die gebou-ineenstorting in Victoria Straat. Dit word as Suid-Afrika se ergste bouramp beskou. 34 mense het hulle lewens verloor. 28 ander is beseer en sommige is vermink. Die seremonie is bygewoon deur oorlewendes sowel as familielede van die oorledenes. Presies 9 minute oor 2 het familie, vriende en gemeenskapslede hulde gebring aan diegene wat in die tragedie omgekom het. Vir sommige was dit moeilik om hul trane terug te hou. Die meeste sê daar is steeds geen afsluiting nie. Hulle wil antwoorde en geregtigheid hê. It's not been easy. It's very, very difficult because it brings all the memories and like it happened yesterday. The thing that makes us not have closure is because we really don't know what happened because no one is telling us what happened. No one is taking responsibility. Ander is kwaad. Die verlies van broodwinners het die lewe moeilik gemaak. Hulle sê die regering se rompslomp is frustrerend. Even now, no one get the UIF, even the compensation. When we go to the Department of Labor, they are just keep pushing us in back, giving us another date. Die regering het onderneem geregtigheid sal geskied. Accountability cannot be optional when human tragedy takes place at the hands of human beings. The Department of Public Works and Infrastructure, through the Council for the Built Environment and its body, the Engineering Council of South Africa, has commissioned an in-depth investigation into what went wrong. Sommige verslae is reeds by die polisie ingedien, wat uiteindelik sal bepaal wie vervolg sal word. Na verwagting sal nog 'n verslag van die Ingenieursraad van Suid-Afrika die maand vrygestel word, wat meer lig sal werp op die oorsaak van die voorval. Tanya Krause, SAK nuus, George in die Wes-Kaap. Kom ons kyk hoe die markte om 8:00 vanaand vertoon het. Ons sportnuus volg net hierna, as ook die weer vir môre. Bly by ons. En as ons met groet vanaand, 'n mooi aand verder, totsiens. Goeienaand.
Goeienaand en hartlik welkom by die Weersentrum. Vanaand verwag ons dat dit mooi weer sal wees oor die hele land. Dit is winderig langs die kuslyn, sowel as in die binneland, en dan 'n matige sterk wind hier langs die kuslyn van KwaZulu-Natal. Ons kyk nou na die temperature en dan ook na die toestande van môre, en dit sal bewolk wees langs die suidkus tot en met KwaZulu-Natal. Oggendmiskolle wat ons verwag langs die suidkus, oor Kaapstad en dan in die noordelike gedeeltes van Suid-Afrika, oor Gauteng, Limpopo en dan ook 'n gedeelte van Mpumalanga. Steeds winderig al langs die kuslyn van die land en dan ook binne waar dit winderig sal wees. 'n Sterkere wind hier langs KwaZulu-Natal. Nou kyk ons na die temperature. Daar in Gauteng oornag sal dit koelerig wees, maar bedags meer warm, middel 20s, en dit is in Pretoria 24, Vereniging 23 en ook dan warmer in Limpopo. Bo in Musina 28 grade Celsius, Palaborwa 28 en Bella Bella oornag 7, later 26 is die maksimum daar. Nou in Mpumalanga en daar ook temperature in die middel 20s, Carolina 24, Standerton oornag sal koud wees 3, later 24 en die volgende provinsie is dan KwaZulu-Natal. Warmer hier in Richards Bay, Ulundi in die noorde van KwaZulu-Natal, Kokstad oornag 9, later 24 en dan ook mooi weer oor die grootste gedeelte van hierdie provinsie. Die volgende provinsie is die Oos-Kaap, Klabega, gedeeltelik bewolk môre 15, 22 in die sentrale gedeeltes waar daar moontlik reën kan wees, en dan gaan ons oor na die Wes-Kaap. Hier langs die kuslyn en is die Suid-Kaap waar ons kyk na Kaapgallas 13, 18 sal die maksimum dan wees, in die tuinroete Mosselbaai 20 waar die maksimum daar gaan wees. Nou weer in die noorde, in die Noord-Kaap 28 vir Appington is die maksimum daar, De Aar 24, Sutherland oornag 2, later 23 en dan nou terug in die binneland. En nou is ons by die Vrystaat, ook middel 20s vir hierdie provinsie, Welkom 24, Gariepdam 9 oornag 23 en Bethlehem 22 môremiddag. En dan die laaste provinsie in ons weervoorspelling is Noordwes, ook matige temperature daar, koelerig oornag, Vryburg is 7, môremiddag 25 en Klerksdorp ook 25, Potchefstroom se maksimum sal ook 25 wees. Dis aan al van die Weersentrum. Goeienaand.